Heartbeat FM en jy is ingeskakel by Hier's Hart. Dit is dan nou elke Vrydag tussen 9 en 10. En dan ook Woensdae tussen 9 en 10. En weer eens is ek geseënd vanmôre om 2 gaste saam met my in die ateljee te hê. Nie een nie, maar 2. Martinet Morney, welkom by Heartbeat FM. Dankie. Lekker om hier te wees. Lekker om julle hier te hê, maar julle lyk so mooi op die kameras ook. So as jy aanlyn is en jy luister en jy wil graag sien hoe lyk hulle, gaan dan na Heartbeat TV toe. Ons saai op Heartbeat TV uit en op die YouTube kanale en so voort. Dan kan die mense daarom sien hoe julle gesiggies ook lyk. Lekker. So hierdie segment van die program is jou storie vir sy glorie. En ek sal graag albei van julle se stories wou kry in hierdie segment. So ons gaan druk om dit te doen. Ja. Ons sal begin by Morney. Ja. Dis mos men first. Ja. Of is dit ladies first? Ons begin by jou Morney. Ek wil net so 'n bietjie uitvind rondom jou jeug, waar jy groot geraak het. En dan net so vat ons so tot op die punt wat jy die Here aangeneem het, hoe jou lewe was en so. Ja, so ek is gebore in Randfontein, daar groot geword, skool gegaan, alles, matriek gedoen. En ek het Jesus eintlik my hele lewe lank half gedien. Maar ek sal sê my journey het begin toe ek 10 jaar oud was, toe ek gedoop was deur die Heilige Gees. En van daar af toe die goedjies actually begin. En ek wens ek kan sê dit was net uphill van daar waar dit net goed gegaan het, maar ja, dit het nie gebeur nie. So ja, so 'n bietjie aangejaag in my lewe. Nie major nie. Ja. Ek dink almal het buite gestaan en gekyk soos ag hierdie ouetjie. Maar meantime dit wat ek vir die Here, hy weet. Ja, so daar was maar 'n bietjie aangejaag getuigs. En ja, hierso is ek vandag. So ek het matriek klaar gemaak en toe trek ons George toe, want die Here het net gesê go. En ja, hierso is ek vandag. En op hierdie stadium wil ek jou waarsku dat iemand 'n onderhoud mee gevoer hierso en toe het sy ouers geluister. Ja, sy ouers geluister. Toe sê ek sê vir hom, jy het viral gegaan jong. Ons het oor die 100,000 mense wat gekyk het. Toe sê hy, ja, my ma, my pa ook. Daarom weet jou ma en jou Ja, pa wat jy gedoen het. Ja, daarom weet hulle, soos okay. Ja. So as jy sê aangejaag, Ja, so ek het op daai stadium toe BBS uitgekom, so dit was verniet internet en ek was 'n laaitie van in graad 6. So een van my chommies het toe BlackBerry gehad en pauses het ons dan gaan pornografie kyk. so. En toe van daar af toe sit net in 'n downward spiral. Wow. In masturbasie in. Ja. Lank gesukkel met 'n genuine gestruggle. En even na skool nog lank met dit aangesit. Wow. Toe is ek al half in 'n nie 'n platform vir ministry, maar toe het ek al Gaan bietjie bedien en Ja. goeters. Ja, en toe daar goeters gebeur toe ek in matriek was, toe het my familie het bietjie deur staf gegaan. Toe is ek ook op 'n rebelliese stadium. So toe op my matriek 40 days toe is ek hoog. Toe ek soos Ja. whatever. Ek kan nie Terwyl meer waarheen. jy die religie Ja, so ek was by die skool aangestel as religie. So dit is half die persoon wat in beheer is van die godsdienst van die skool. En liefdadigheidsorganisasie, goeders, jy weet, so jy reël al daai tipe van goed. So hier's ek, preek op maandag en dan raak ek hoog op my 40 days. Jy weet, so ja, so 'n bietjie deur goeders gegaan. en toe jou simkort storie, hoe Jesus. O ja. So ek dink jy moet hier in storie. Nee, dis my so special vertelling. So, net voordat ons George toe gekom het, toe moes ons uit ons huis uittrek en in 'n baie kleiner perseel ingegaan het. Maar ek het so 'n kamer gehad wat ek noem 'n simkaart kamer, want hy het so 'n hoekie gehad wat as jy van bo af gekyk het, dit presies gelyk soos 'n simkaart. Maar in daai ek dink dit was my beste tye nog met Jesus of die mees intiemste tye op daai stadium wat hy na my toe gekom het en ek het encounters met hom gehad en goeters en waar hy my teruggevat het na die eenvoud en ek dink daarso het hy baie kom restore. En daar was niks nie. Dit was 'n baie klein kamertjie en dit was ek en hy die hele tyd. So dit was vir my 'n amazing tyd geweest. Dis waar ek reg hom se hart begin leer ken het. Hoe het jy in daai posisie beland om daai ervaring te hê? So ek het eendag 'n droom gehad. Waar ek het geslaap en hy het letterlik my kop so begin trek na gemeentes toe. En toe vat hy my in die droom, sit ek by my ou skool, Laerskool Randfontein, en ons sit op die gras en hy sit en speel met 'n toutjie deur sy vingers en hy gesels net met my.
Sure. En toe ek die volgende oggend wakker word op daai stadium, toe het ek nog 'n taliet by my gehad en ek sit die taliet oor my en alles en ek hou aan een van die toutjies vas. En terwyl ek bid, is ek besig om met die toutjie deur my vingers te gaan. En hy maak my bewus in daai oomblik van dit is sy hart vir my, is om met my te sit en net te chat, net daar te wees. Jy weet, die eenvoudige, daar was niks nie. Daar was nie 'n ministry platform wat ek moes run nie. Daar was niks wat ek hoef te gedoen het nie. Hy wil my net ken. En dit was al. So ja, dis hoe ek daar uitgekom het. Ja. Ek is bly jy praat rondom pornografie en so en ek het statistieke gesien wat sê 80% van die mans in die kerk is verslaaf. 100%. 100%. En ek wonder hoeveel vrouens is. Dit is nie noodwendig 'n statistiek wat opgeneem is nie. Maar ek dink die getal is nie baie onder nie. Dalk nie noodwendig vir getroude vrouens nie, maar veral vir enkellopende jong meisies. In vandag se gemeenskap, mens sien dit nie, maar dis die werklikheid. En ek dink as ons net 'n bietjie meer oor kan gesels en jong mense tools gee om vry te kom, dit kan baie help. Want dit is al soos 'n healing ding. Ek lag so vir my skoonma, toe ek in George gekom het, toe ek's baie uitgesproke, dit is maar net wat dit is. En ek sê toe vir jou, wax sy haar snorhare, haar gesighare. En sy sê, praat jy nou oor snorhare? Ek soos wel, elke vrou gaan iewers na 'n salon toe en hulle gaan wax of hulle wat ook al. En maar niemand praat daaroor nie, want dit is so jy moet dit nou skelm, jy moet skelm 'n afspraakie gaan maak dat jy nou gewax. En dis ek sê dit is die algemeenste ding. Dit is die normaalste ding. Plaas daarvan dat ons mekaar help, wil ons dit wegsteek en dan enigiets wat weggesteek word kan groei in die donker. En dan wanneer dit dan expose word, dan maak dit skade aan die beeld van die kerk. So, ek dink amper dis nie as mense na my toe kom en hulle sê soos met my ek sukkel met pornografie, dan sê ek soos ek weet. Dis nie iets niets nie. Ek dink mense voel baie alleen in dit want dit is 'n hidden sonde wat jy wegsteek vir almal. Meantime, die ou langs jou tent toe aan ook. Daar's major shame in dit. Baie massief. Ek sien wanneer ons mense beraad het, hulle huil amper so erg is dit op hulle gemoed want dit is vir jare wat hulle met dit loop. Maar Paulus sê tog vir Timoteus, flee the evil desires of your youth. En daar is 'n sekere ouderdom wat ons weet jou sex drive is hoër. En wat mans, spesifiek mans en vrouens, maar wat daar baie probleme is. En jy moet versigtig wees wanneer jy sê mans, want dat die vrouens is ook wees daar. Ek het al 'n paar getuienisse hier gehad. So wat sou jy sê vir iemand wat sukkel met dit? So wanneer jy ook al in daai situasie is, as jy klaar gedoen het, gaan kamer toe. En moenie uitkom totdat jy nie glo hy is lief vir jou nie. Want wat met my gebeur het is as ek in dit ingeval het, dan was my heel eerste ding, Jesus is nie meer hy gaan nie meer lief wees vir my nie, so ek moet uitgaan en ek moet iemand gaan vertel van hom. En dit was half my drive, soos ek kon nie voel hy aanvaar my totdat ek nie vir iemand gesê het, hoor so Jesus het jou lief nie. En wat vir my gewerk het is toe ek besef het, hy is lief vir my, ongeag of ek hierdie doen of nie. Hy bly lief vir my. En wat dit toe gedoen het is, dit het iets in my hart gedoen wat gesê het, hoorie maar ek wil nie hierdie meer doen nie. En dit het, daar was nie 'n dag wat ek 'n besluit gemaak en gesê het, okay, van vandag was dit klaar nie. Ek het baie probeer. En ek het hom net lief gehad, en toe eventually, toe ek terugkyk, toe sê ek soos, ek kan nie eens meer onthou wanneer laas so iets gebeur het met my nie, verstaan. So, dit is iets wat, hy het regtig net kom dit verander, soos, the kindness leads us to repentance. Maar dis kindness. Ek dink dis belangrik, soos, ons in kerk is jou prentjie half, en dis maar religie, nie noodwendig kerk nie, in godsdiens, is die prentjie wat ons van God het, hy's net judge. En wanneer ons sonde doen, dan is dit wrath, en daar staan distance. Wat die waarheid is, hy het jou lief in jou donkerste. I loved you at your darkest. En dit is eintlik so mooi, daar's 'n versie in, ek dink is Deuteronomium, nee, waar die Here sê, hy praat met die volk van Israel en sê hy, you are a holy consecrated people. Dan praat hy met sy mense en hy sê, julle is heilig en consecrated, nog voordat julle enigiets kon doen. En as dit is wat hy van ons gedink het voor Jesus,
voor die bloed. Hoeveel meer kyk hy nie nou na ons en dan sê hy, jy is heilig. Nie afhangende van wat jy doen nie, maar wat hy gedoen het. En wanneer ons in sonde val, en dit geld nou definitief vir pornografie, maar in enige sonde val, en ons dink dat ons sonde sterker is as die kruis, dis 'n klap in sy gesig. 100%. Om te sê, dit wat ek nou doen is erger as die prys wat u vir my betaal het. So religion sal jou aanhou laat glo, daar kom distance wanneer ons sonde is, wanneer wat hy eintlik sê is, soos wat ons lees in Hosea, Jesus het die hele tyd Hosea teruggestuur na die prostituie en gesê, jy gaan met haar trou, en dit was so 'n mooi prentjie van die kerk. Hy maak nie saak wat jy gedoen het nie, of jy nou in prostitusie is, of jy nou in pornografie geval het, of jy wat se sonde ook al jy inval, of jy 'n drankprobleem het, of 'n dwelmverslaafd is, hy pursue jou soveel as wat hy jou sou pursue as jy 'n pastoor was op 'n platform. Maar ongelukkig het ons hierdie prentjie van, daar's 'n intieme verhouding wanneer jy daar is, en wanneer jy in sonde is, dan moet jy nou eers jouself fix, en skoon kom voordat jy na hom toe kan kom. Maar Morney sê altyd soos, jy klim nie in 'n stort. Want baie mense sê, ek moet net eers myself reg kry, en dan sal ek nou. Maar die ding is, jy maak nie jouself skoon voordat jy in die stort ingaan nie. Jy klim vuil in die stort in. Jy weet, die stort maak jou skoon nie. Niks wat jy voor die stort doen, maak jou skoon nie. Dit hang nie van ons af nie. Dit hang nie van ons af nie. Jy weet, so, Wat 'n wonderlike waarheid wat die Heilige Gees openbaar, want ek ken die Here nou al lank, en dit het my baie jare gevat om te move van religion na relationship. En hoe dieper jy in daai verhouding ingaan. Jy weet net ek het altyd gevoel ek moet seker hoeveel hoofstukke in die Bybel lees. Of so lank bid. En jy het al hierdie preconceptions, maar om net te gaan sit, vanoggend het ek net met hom gesit, en ek was besig met design van die ad vir dit, en ek was besig om WhatsApp te tik vir iemand, maar ek het net gesit en ek het hom net ervaar in daai liefde, en dit verander jou. Dis soos jy sê, dit is so mooi wat jy sê, want dit was soos amper 'n skok. Ek het lanklaas gesondag, want ek voel is nie op wat hulle noem behavior modification. Want dit gaan oor verhouding. Maak die boom goed en die vrugte word 100%. Exactly. Natuurlike vloei. Want die woord sê jou natuur verander. Jy weet, jou DNA. Jou hele DNA verander. So dit wat ek wou doen altyd, wil ek nie meer doen nie. Die begeerte eventually. Die begeerte vir dit val weg. Jy weet, want my hart word gevul met ander begeertes. Weet, en ek sê glad nie dat ek nou hoogheilig is of enigiets soos dit nie. Ek praat van in hierdie spesifieke konteks. Is dit daai hele deel val weg. Ek dink daar's 'n pastoor wat ons baie van hou in Amerika. Maar hy sê iets mooi, hy sê as jy in covenant is, nê, as Jesus jou bruidegom is, nê, jy is regtig verlief, nê. Dit is soos ek en Morney. Jy gaan nie, omdat ek verlief is op hom, en omdat ek uitverkoop is aan hom in huwelik, hoef ek nie my oë heeltyd so te maak oral waar ek stap nie. Want my liefde vir hom beteken, hier kan 'n man nie verbystap en my gedagtes gaan nie gaan na, "Sjoe, dis nou 'n mooi man en ek wil nou hom hê nie." Want ek's uitverkoop aan Morney. En wanneer ons regtig in 'n intieme verhouding met Jesus is, sal dit die natuurlike respons wees. Ons gaan nie hoef te voel, jy gaan met so loop nie. Ek lag so vir Morney, eers die winkels vandag se billboards, en dit is verskriklik. Ek kry die mans regtig jammer. Ons vrouens kom dit nie regtig agter nie, want vir ons dis nie dat jy dit sien nie, maar jene. Ek kry regtig, dit is rof. Veral soos klerewinkels, dan dink ek, "Sjoe, dit is nie eers meer weggesteek nie." En die level van intensiteit waarmee soos jonger seuns met sukkel. Ek meen, jy kan net mall toe gaan en dis oral om jou. Maar by dit wil ek sê, as jy regtig so uitverkoop is aan Jesus, gaan dit nie eers meer nodig wees om so te stap nie. Jy sal dit kan face en weet, hierdie gaan my nie verlei nie. Dit is maar dieselfde met enige ander sonde, soos ewen vrees. Dis iets waarmee ek regtig al 'n pad gestap het, soos om nie vreesagtig te raak nie. En dan was tot tye waar ek gevoel het, dit kan my regtig in die gesig kom staar, en ek gaan nie hiervoor val nie. Maar dan was tot tye waar ek het net gehoor, soos die reën hoor aankom het van vrees, dan het ek geval, dan was ek so, "Sjoe, hierdie is moeilik." So ek dink in elke seisoen word ons met 'n ander intensiteit gekonfronteer van sonde. Maar as ons hart uitverkoop is aan hom en hy is by ons. Ek het laas jaar
al wat my deurgedra het was, ek het regtig Jesus ervaar wat my soos neesie, soos wat ek my dogtertjie neesie, soos ek moes net elke keer as wanneer ek bang geword het, want ek was bietjie siek geweest, elke keer as ek so siek gevoel het ek net ervaar hoekom Jesus en hy neesie my, en dit was al wat my sustain het, want dan is die vrees, die storm kan maar om jou aangaan, maar as ek en Morney by mekaar is, dan maak dit nie saak wat om die huis aangaan nie, solank ek en hy in die huis is by mekaar, en dis dieselfde met Jesus, maar baie mense het nie eers daai nie, ons gaan kerk toe Sondag en ons lees ons Bybel en ons bid, as ons dit nou kan bid noem, maar ons het 'n revelation gekry die laaste ruk oor, wat is bid eintlik? So daar's hierdie woord, is 'n pros, wat sal Ja, die Griekse woord proseusis. Wat gebed beteken, maar sy stamwoord of rootwoord is die woord pros. En dit beteken letterlik to draw neer toe. En dit is sonder om enigiets te sê, sonder om enigiets te bring, is net om fisies na mekaar toe te beweeg en voor mekaar te sit in close proximity. Ja. En dis wat Jesus gesê het in Matteus, dan sê hy, my house will be called a house of prayer. Dan gebruik hy daai woord. Dis nie 'n huis van, ons gaan bring alles wat ons oor worry en goed nie, ons plek vir dit, maar dit vloei van uit 'n plek uit waar ek en hy met mekaar face to face sit. Verstaan? Want dis eintlik die ding wat ek wil sê, soos baie keer, as ons nou vir die kerk as geheel moet vra, hoeveel het regtig 'n verhouding van pros? Waar daar net 'n gaze is. So, Eric Gilmore, ek wil dit eintlik lees, hy noem dit 'n waiting gaze, né? So dit is om na Jesus toe te gaan sonder 'n agenda. Soos Morney nou gesê het, soos om met die touwtjie te speel, net om by Jesus te wees, né? Dan sê hy, you're listening, but you're not trying to hear. Soos, jy kom sit, maar dis nie om iets te hoor nie. Dis net om te sit. You're watching, but you're not trying to see. So daar's nie 'n strive in jou hart om nou, jy moet nou vandag ietsie kry nie. En dan, you're fully content with being attentive. En dit het nogals my mind bietjie geruk en my mindset geshift, om te dink, eintlik al wat hy wil hê, is 'n face-to-face verhouding. Dit moenie gaan oor wat se revelation hy vir my vandag kan gee, of wat se nuwe woord, of wat se nuwe rigting hy my nou vandag in kan stuur nie. Soos as dit alles hoekom ek met Morney gesels, gaan die substance van ons huwelik maar baie min wees. Soos as ek nie net by hom kan wees, omdat ek by hom wil wees nie, dan gaan dit is so funny, daar's 'n quote wat sê, jy word nie elke oggend wakker en lees 10 minute 'n boek oor jou man nie. Dis nie huwelik nie. En dan stuur ek maar net 'n WhatsApp en sê, sis, kan jy asseblief vir my hierdie en hierdie en hierdie doen? Dis wat ek vandag wil hê. En vir baie van ons is dit die substance van ons verhouding met die Here. Dit is 'n 10 minute Bybellees in die oggend, 'n boek van hom en 'n lysie van dit wat ons graag wil hê hy moet doen, maar ons nooit intimacy nie. En religion is okay met commitment en even soos regtig so surrender, maar waarmee religion ongemaklik raak is pros. Om face to face te wees met Jesus, want dan kom ons nou by intimacy, en dan is die kerk soos, maar dis te veel, soos dis te intiem. Die kerk druk op structure, so jy weet, dis is amper predictable structure, en ek het soos 'n studie gedoen jare terug omtrent die vroeë kerk, en toe gaan kyk na die kerkgeskiedenis, en hoe die kerk gegaan het van die gees van God beweeg uit die allerheiligste in die mense in, en hoe het ons weer amper terug sit in die gebou. 100%. Dis baie waar, 100%, Nou raak alles oor limited tot 'n tyd, 'n dag, in hom we live and move and have our being. 100%, so ons behoort, en dis die grootste leuen wat die vyand vertel, jy het aan geraak aan die begin, jy's nie goed genoeg nie, jy's te sleg. En baie van die mense met wie ek gewerk het deur die jare, wat regtig in 'n bad plek was, ek het nie geweet wat om vir hulle te sê nie, want ek het nie antwoorde gehad nie, en die dinge wat hulle gedoen het, en die situasies van hulle was nie oplosbaar in die vlees, en ek het vir daai ons gesê, roep net uit na jou Vader. En baie van ouens het, en wie wat het gebeur in hulle lewe. Soos luisteraars en kykers vandag ook, luister en kyk, jy weet, as jy regtig in 'n dergelike gat sit, en jy weet nie wat om te doen nie, roep uit na jou Vader. Roep uit na jou Vader. Ek het dit gedoen hier in 57 Victoria Straat op die gras op die naad van my lig, in die middel van die nag, so gedrag het my mind,
jy geweet het wat, en ek het geroep, en binne 'n week het dinge begin draai in my lewe. Ja. Roep uit, nou. Ja. Roep net uit, is Ja, ek het in matriek het ek probeer selfmoord pleeg. En toe was ek in ministry, soos ek het al gepreek in matriek en in daai tyd het ek gevoel soos ek wil nie meer lewe nie en ek dink dit was my nood op die rug uitroep na die Here tyd toe. En dit was nie, ja, ek dink daar's nog maar 'n ding met dis nie 'n quick fix nie. Baie keer dan verwag ons ons gaan nou uitroep en dan is verander die omstandighede, maar die omstandighede het nie verander nie. Maar my hart het wel verander en dit was nie asof die lig nou aangeskakel het en nou kon ek duidelik sien nie. Dit was letterlik so streekie vir treekie. Soos elke dag was ek soos okay, ek het genoeg grace om vandag nie dood te gaan nie. En dan môre weer. Maar baie keer dan kyk ons na mense veral op platform, nê, en mense in bediening, dan dink ons hier, hulle het alles all together. En hulle weet nie wat is depressie of angs of wat nie. En maar as ons na die statistieke gaan kyk, is dit baie hartseer dat die hoeveelheid die persentasie pastore wat elke jaar as gevolg van depressie en burn-out uit die bediening uitstap. So dan is my vraag eintlik, soos kan ons eerder net vulnerable wees met mekaar en in kerk om te sê hoor hierdie is eintlik wat aangaan. Kom ons almal beweeg na 'n plek toe van discipleship. Om accountable gehou te word en om mekaar te bemoedig. Nie een ou bemoedig die hele gemeente nie. I love it. Ja. I love it. Ek is al uitgeskel oor ek te eerlik was op die pulpit. Jy weet om net te sê, kyk ek het iemand in die gesig geklap of ek het een van die gemeentelede oor kan die pad amper deur die kerkvenster gegooi. En dan skrik mense soos 'n jy kan nie met hulle jou genooi om te kom praat. So dan sê ek, wat is so ek was en soos jy sê, dis daai proses van 30 jaar wat die Here al daai gangster en rebel en uit jy uitgehaal het. Die stukkie uitgehaal het. Dis mooi. Nou jou storie. Ja. Ons die Heilige Gees is so teenwoordig hier vanmôre en ek weet soveel luisteraars en kykers gaan net aangeraak word deur hierdie. Ek kan net sien hoe die Here besig is om met mense te praat. Jy weet so met wat jy sê, dit kom so deur. Dit is net soos 'n hier's 'n reel. Hier's 'n reel. Die production stuk. Jou brein gaan ook klaar. Die Gees van die Here gaan oor Suid-Afrika gaan met hierdie net die segment is vir iemand ergens in Pretoria, ergens in Harare, ergens in Zimbabwe. Maar is vir iemand hier. So kom ons hoor 'n bietjie van jou storie. Ons storie is maar baie dieselfde. So ek het ook in Randfontein groot geword. Ek kan onthou ek het my advieses gegee. Ek was 4 jaar oud agter die bank in my ma se huis, agter die sitkamerbank. So my ma het my die gesprek gevoer en gesê soos Jesus in jou hart en wil nooi en ek het toe gegaan en ek het toe vir gesê ek wil, maar ek wil dit self doen en ek het op die bank agter die bank gaan sit en ek het hom gevra om in my hart te kom bly en ek het van daai dag af soos ek kan nie onthou hoe dit ooit sonder hom is nie. So ek ken nie 'n lewe sonder Jesus nie. En soos baie keer op hoërskool en ewen na skool het ek gewens ek het hierdie amazing testimony gehad van ek was so en toe is ek so, maar eintlik is die mooi, hy het my beskerm vandat ek gebore was en ek het amazing ouers wat my in 'n huis groot gemaak het waar ons almal Jesus lief gehad het. En ek kan nie 'n lewe indink. Dis al wat ek ken. Ek ken net Jesus. Maar ek het ook lekker foute gemaak op hoërskool. Ek het altyd 'n minderwaardigheid kompleks ding in my hart gehad. Al het dit nie so gelyk van ver af nie. So ek was van kleins af op die verhoog. My pa is die aanbiddingsleier by 'n AGS in Randfontein. En ek was 4 jaar oud toe ek die eerste keer soos gesing saam met my pa nou daar en dit was nou so oulik en alles. Maar dit half laat mens in 'n performance driven lewe ingaan. 100%. Hoe jy binne voel. Ja, en 'n pluggie. So ek was 'n pluggie, 'n overachiever en 'n performer. En dit was net 'n recipe vir disaster. Baie pressure. Ja. En so op die verhoog moes ek altyd prim en proper hare mooi, netjies aangetrek, die rokkie, die strikkie, alles. Maar my hart het ek gevoel, Jessie, ek moet net heeltyd beter en beter. En dit was nooit my ma se skuld nie, want my ma het my regtig gecelebrate en my enjoy.
So dit was 'n internal probleem en so ek het baie liefde gesoek op die verkeerde plekke. Ek het dit by ouetjies gesoek en dan my peetpa is ook 'n pastoor. Hy het regtig vir my gesê dan sê ek nou die week met 'n ouetjie uitgegaan het. Kom ons sê sy naam is Pieter. En dan 2 weke later dan het ek nou 'n nuwe ouetjie dan kom ons sê sy naam is nou Jaco, né? En dan het hy sommer jokes met my gemaak om die vorige ouetjie nou die nuwe ouetjie, die vorige ouetjie se naam te noem, net om by my soos tuis te bring. Hoorie Martinet, soos jy's 'n serial dater. Soos jy kan nie so van een na die ander en ek sien dit in die jong mense vandag. Soos dit is so duidelik dat daar eintlik 'n gat in jou hart is. Daar's 'n need vir aanvaarding en jy gaan dit by geen ouetjie, geen meisie kry nie. Die enigste plek waar jy dit gaan kry is by Jesus. En dit het vir my gevat om soos bare gestrip te word. Ek moes regtig op 'n plek kom waar ek myself moes neerlê om te besef soos geen man gaan hierdie plek in my hart volmaak behalwe Jesus nie. Nie my pa nie, nie 'n pastoor nie, geen kerel nie. En dit het gevat, ek het my hare afgeskeer in 2020. En dit was half soos vir my 'n declaration om te sê ek gaan nou nie meer omgee wat mense van my dink nie. Nie wat die kerk van my sê nie wat my ouers sê ek moet wees of nie dat daai pressure daar was nie, maar nog steeds subconsciously is dit daar. En toe was ek in my 3de jaar van teologie op die PIK. En toe sê ek net soos weet jy wat, ek gee nou nie meer om wat die society, wat die mense buite van my verwag nie. Ek wil weet wat wil Jesus van my. En ek het hierdie encounter gehad waar ek gesien het 'n dandelion. Ek weet nie wat is dit in Afrikaans nie, maar dis daai blommetjies met die goedjies wat jy so kan blaas, dan gaan die saadjies so. En ek het 'n encounter gehad waar ek gesien het Jesus blaas op daai saadjie en dan gaan al die saadjies so in die lug en dan bly net die stingeltjie oor. En dan toe sê hy vir my soos hy's lief vir daai deel, soos dit wat oorbly as die pastoor titel weg is, as die worship leader weg is, as die lang hare, mooi hare weg is, soos as die make-up en die mooi klere as dit weg is. Dit wat oorbly is wie ek is vir hom. En is ek okay om net dit te wees by hom? En toe het ek my hare afgeskeer en ek het gedink dit gaan nou die soos turning point wees, maar eintlik was dit wat na dit gebeur het, want hier is mense kyk maar vir jou snaaks uit, of hulle dink jy het kanker, en dan as jy nou nie kanker het, en dan hoe durf jy jou hare afskeer en allerhande. Dan dink hulle het jou verstand verloor. Ja, en so die kerk tannie sou vir my gevra het, "Waar's jou hare?" En dan het ek gesê, "Hulle is net in die kar, hulle is op pad tannie, hulle is net bietjie skaam vanoggend." En dit was regtig 'n journey geweest om myself te ontdek buite titels en prestasie. En dit is nog steeds 'n journey. Ek kom elke dag, weer gister het ek net by Jesus gesit en agtergekom, dis iets waarmee ek nog steeds struggle. Die root is nog steeds daar, soos die fan sal altyd, hy weet wat is jou Achilleshiel. Of dit nou last is en of dit minderwaardigheid is, soos hy sal jou probeer vang op dit. En ons mission is altyd om jou guard op te hê om te weet, soos Here kom wys my, waar is die saadjies, daar's 'n mooi stukkie in Matteus is dit 13. Nee, Matteus 13 waar die saaier met die saad, so dan is daar 'n man wat 'n veld het. En dan kom daar 'n vyand, die vyand kom en hy kom plant saadjies in die veld, maar dit is baie belangrik om te weet dit het gebeur terwyl die master, die eienaar van die veld, terwyl hy geslaap het. En dan kom die onkruid op saam met die graan en dan sê die werkers vir hom soos hoorie kyk hier is die onkruid, wat het hier gebeur? En dan is dit so duidelik, die vyand kom plant onkruid in ons harte wanneer ons harte aan die slaap is. En dit gebeur wanneer ons disappointed is, wanneer ons teleurgesteld is, of wanneer ons vreesagtig raak, of wanneer ons jy kry seer, so dan trek jy terug en dan maak jy jou hart toe en dan raak jy aan die slaap. Dan is dit asof jy met aan die slaap sis en sê soos ek ons gaan nie nou vulnerable wees nie. Ons gaan nie nou waag in verhouding nie. En dan kom die vyand en hy plant saadjies en jy weet dit nie eers nie, want jy slaap. En dan later in jou lewe kom hierdie goed op. En dan is dit ons verantwoordelikheid om te sê soos Jesus kom haal hierdie onkruid uit my hart uit. Ook 'n baie belangrike aspek, die hele ding van minderwaardigheid, want ek bedoel dit is iets wat almal van ons veg. En dit maak nie regtig saak nie, ek het nou agtergekom, dit maak nie saak hoe jy 'n kind groot maak nie.
dis iets wat daai persoon in homself moet ontdek, is wie is hy in Christus? Ja, 100%. En wie is Christus in hom en wie kan Christus deur hom of haar wees? Ja. En is daai journey wat ons almal moet vat, want aanvanklik tra ons almal maar onsself bewys, onsself assert, ons is almal half insecure. Jy weet, ons sit met dit. So kom ons kom 'n bietjie uit by die bedieningsaspekte. Julle albei is betrokke in die bediening, vertel ons 'n bietjie van dit. Ja, so ekskuus. Ons het nou 'n hele rukkie wat ons op pad gestap het, obviously met Jesus en goeders gesien wat in die global kerk gebeur. Nie 'n spesifieke gemeente nie, ek praat van die kerk. En ek dink dis iets wat die jonger generasie, even my boeties wat jonger as ek is, sien dit nog meer raak as wat ek dit raak sien. Is hulle begin goeders te sien wat nie authentic is nie. Verstaan, ietsie wat bietjie meer plastiek is, as ek dit so kan stel. En so ons het seer gekry, obviously, in verskillende gedeeltes of plekke en goeders. En ek het net ervaar die Here sê, maar nou, julle moet iets hier omtrent doen. Soos ons kan nie daai mense wees wat nou sê, weet jy wat, ons is nou klaar met kerk, want die kerk maak net seer en goeders. Dit was nooit sy hart geweest. Sy hart was die kerk. Sy plan is die kerk. So ja, ek dink dis wat ons besig het, of wat ons gevoel het, soos gaan plant 'n kerk, en nie 'n kerk wat sê, almal wat seer gekry het, kom na hierdie kerk toe nie. En nee, hierdie kerk sê al die ander kerke sleg nie, is inteendeel glad nie dit nie. Inteendeel, dit is soos, hoor hierso, as almal vandag besluit, Sondag gaan na kerk toe, het ons nie genoeg stoele nie. So, ons is eintlik veronderstel om almal 'n kerk te plant, en almal hulle spasie oop te maak, dat mense by mekaar kan kom. Verstaan? Ja. Ek het in 2021 toe ek COVID gekry, en ek het ook hier sien, ek dink ek het al my journey gehad met verskillende kerke en denominasies en wat werk en wat werk nie, en ek het regtig in Johannesburg het ek op 'n stadium bietjie seer gekry in die kerk, en toe ek COVID gekry, toe was ek soos, ek het regtig gedink ek gaan dood, dit was baie erg, en die Here het een aand het hy met my gesels, dit was die aand net voordat ek gesond geword het, en hy het vir my gewys hoe ek soos voor mense staan en praat, en ek was nog besig met my studies, maar op daai stadium was dit nie wat ek wou sien nie. Ek wou nie sien, soos jy voel of jy doodgaan, jy wil nie sien, jy is besig om kerk te hou nie. En ek sê te vir Jesus, dis nie wat ek nou wil sien nie, soos ek wil ervaar, jy gaan my genees, ek gaan gesond word. En in my gees het hy die woorde kom drop, jy is die kerk, soos jy is kerk. Dit gaan nie oor 'n gebou nie, dit gaan nie oor 'n struktuur nie, jy is kerk. En daai volgende oggend het ek wakker geword en ek was gesond. Ek onthou hoeveel, ek dink 2 weke omtrent na dit, het ek soos daagliks gehuil, net oordat ek dankbaar was dat ek kan asemhaal sonder dat jy soos hyg na asem. En ek was 100% gesond. Ek kon dit nie glo nie, soos dit was regtig 'n getuienis vir die mense om my. En daar het hy regtig iets in my hart kom doen om te wys, jy is die kerk. Maak nie saak waar ons gather nie, soos ons gather op die oomblik by ons huis in Grootbrak, die gemeente se naam is Oaks, en dit is kerk. Ek sê baie keer as ons, hierdie is kerk. Soos ons 3 wat hierso sit en gesels oor Jesus, dit is kerk. As jy so met iemand gaan koffie drink, as jy jou hare sny en jy begin oor Jesus gesels, en daar's discipling, en dit is kerk. Ek kan nie net vinnig daai deel wat die Romeine gesê het van word 2 of meer. Ja, so in die Romeinse kultuur hoe dit gewerk het. So Jesus het eintlik 'n Romeinse quote gesê waar hy gesê, daar waar 2 of meer in my naam is, daar sal ek wees. En dit was 'n Romeinse quote, want dit het eintlik gesê waar 2 of meer Romeine is, daar is Rome. En die prentjie is die Romeine dra die kultuur en die DNA van Rome. So as hulle 'n tent daarop sit, daai gebied is Romeine of is Rome. Verstaan, en dit is wat Jesus dan ook sê. So wanneer ons 3 by mekaar is, dis kerk. Want dis wat dit veronderstel is om te wees. Verstaan. En dan is die vraag, okay, maar as ek en iemand wat sê hulle is Christene by mekaar sit, lyk ons as kerk. Wat is die fragrance? Wat is die, soos as ander mense na ons kyk, sien hulle soos, daai 2 mense, dis kerk vandag. Weet, of lyk ons so dat
die kerk eintlik sê, "Jesus, ek wil nie eens met jou geassosieer word nie." Ja, Verstaan? soos wat is die smaak wat jy in iemand se mond los? Of wat, die fragrance wat jy los as jy klaar by iemand was, is mag ons eerder gepraat word van, as iemand van ons praat, hulle sê, soos dit was nou 'n briesie van vars wind, soos a breath of fresh air. Dit is my so interessant, Handelinge dan, ek dink is 3 vers 19, dan sê dit repent, en dan daar sal 'n refreshing kom. Dit is vir my die mooiste versie. Ek het dit nou gisterand weer gelees, en dit letterlik sê net, draai terug, en daar sal 'n refreshing wind kom, soos 'n koue windjie op 'n warm somersdag. Nou daai refreshing wind is eintlik revival. In verskeie vertalings is dit revival of refreshing, maar dit beteken 'n breath of fresh air, en ons dink baie keer revival is soos hierdie massiewe tent, en ons hou nie op worship nie, dis deernag, en dit is dit ook. Maar wat ek net sien Jesus is besig om te doen, is hy's besig om mense wat lanklaas asem gehaal het, weer nuwe asem, vars asem te gee, en wanneer ons dan by mense kuier, en gaan koffie drink, of kerk hou, waar ook al, dat dit soos 'n briesie van vars lig sal wees, en mense daar sal wegstap en voel, ek kan asemhaal, soos dit voel lig, dit is nie swaar nie, en dit gaan teen godsdienst gaan, en dit gaan maar mense offend, en dit is okay, soos, as ons kyk na die Bybel, die disippels en Jesus het almal offend om hulle, so dis okay. Maar dit is amazing wat julle sê, want ek voel dis die hart van die Here vir ons tyd waarin ons leef, want soos wat ons in die eindtyd inbeweeg, en dinge raak soveel moeiliker vir mense, het mense authentic konneksie nodig met ander Christene, en dit moenie net wees op 'n Sondag nie, of net in 'n gebou nie, dit moet 24/7 wees, waar ook al ons beweeg. Want wat gebeur, kom ons vat net worst case scenario, kom ons sê daar gebeur weer iets soos 'n COVID, en ons mag nie weer kerk hou nie, wat gebeur dan? Is ons op so 'n plek met mekaar, dat kerk sal aanhou, sonder die gebou? Want ek dink ons het 'n harde les geleer, toe COVID gekom het, die kerk, om te dink, maar as ons nie meer kan meet nie, wat gebeur? En ons het dan braai ons elke Sondag. En ons het op social media teruggeval, reg? Soos almal het begin uitsaai en gezoom. Maar my vraag is net, is ons op so 'n plek in ons eie harte en in ons eie huise om met ons bure kerk te hou? Is ons op so 'n plek waar ons mekaar disciple en wil ons nie wag vir 'n pastoor se boodskapie op 'n WhatsApp groep? En waar ons mekaar accountable kan hou. Waar leiers accountable is aan ander mense ook. Waar nie net almal is accountable na die man of God nie. Jy hoor, maar dis gewoonlik die pastore wat hulle het nie accountability teenoor enigiemand anders nie. En dit is hartseer, en dis nie omdat hulle beter is nie. Ek dink net daar's mense wat opstep en sê, hoorie, kom chat met my nie, want ek verstaan jy lei 'n gemeente en dis taaf. Hier soos 'n klankbord of wat ook al, verstaan. So ons is baie opgewonde, die beweging, baie mense vra is julle lief vir Jesus? Ons is baie lief vir Jesus. Wat doen julle? Is dit nog soos 'n cult of 'n sekte of 'n ding? Nee, dit is nie. Ek dink die doel is meer om net terug te gaan na die eenvoudige toe. Dis regtig die calling op ons altyd harte. It's just returning to the simple things. Terug te gaan na die eenvoud toe, om 'n tafel te kan sit. Ons sien regtig wat Jesus mee besig is in ons lewe, is meer tafel en minder verhoog. En meer transformasie as informasie, soos om meer regtig te sien, my hart en sy hart verander, die mense om die tafel se harte verander, as meer dit as om te sê, soos inligting en gaan werk dit deur. Soos om die moeilike vrae te kan vra om die tafel. En selfs die moeilike gesprekke ook te kan hê, want dit is soveel makliker as ek en jy die hele tyd om dieselfde tafel sit. Is daar eventually bou ons 'n platform al waar ek en jy kan met mekaar praat en ek kan vir jou sê, luister, ek sien hierdie in jou lewe, of jy sê vir my, hoor hierso, die manier hoe jy met jou vrou hierso werk, is nie wat Jesus sy idee nie, verstaan? En ek dink dis ultimately, want dis in daai vorm is daar discipleship ook, teenoor mekaar. Maar dit gebeur net wanneer ons naby genoeg aan mekaar kom. So, in Handelinge sê dit, they ate bread daily. Hulle het brood daagliks gebreek, en nou die dag het ons sommer een van my plaasbrode by Spar, en dit was so groot brood, en ons het getrek, en ons messtel is in Mosselbaai en storage.
So ons het nie 'n broodmes nie. En toe ons soos, okay, die ander mes wil nie werk nie. Naderhand sê ons net vir almal, weet jy wat? Gryp net 'n stuk brood, Ja, nê. toe breek ons brood. Letterlik. En maar nou moet jy weet, daar's omtrent soos 10 kinders, 11 kinders op die oomblik aan hierdie tafel saam met ons. En almal gryp net 'n stuk brood en die brood, dis net krummels oral en die kinders speel en hulle, nê. En ek is soos hierdie was seker hoe dit was. Ja. Dit was messy. Ja. Dit was nie die perfekte nagmaalbordjie en daar's nie goedjies nou gebreek nie. Alhoewel ek love it om struktuur te hê, te kan weet soos ons is voorberei en alles. Ja. Maar partykeer wanneer ons aan een tafel sit, gaan die messy goeders uitkom. En ek glo dit is Jesus se hart Ja. om 'n verhouding met ons te hê waar ons messiness tafel te kan bring en te kan sê soos ek weet nie nou wat om met hierdie te doen nie. Sodat dit 'n veilige plek is vir mense voordat hulle moet 'n sielkundige gaan sien om te weet maar die kerk was daar. Ja. En ja, ek kan definitief 'n sielkundige ook gaan sien. Dis 100%. great. Ja. Maar was my kerkfamilie daar vir my? Ja. Was die mense wie vir my moes bid, het hulle vir my gebid? Ja. Dis die groot vraag. Ja. Soos as ons wegstap op die einde van die dag, het ons mekaar geken en het ons Jesus geken. Want dis wat hy gaan vra. Hy gaan vra, het jy my geken? So. En die visie vorentoe, wat sien julle wat in julle geestesoog? Ek weet met die Here werk dit altyd anders as wat ons dink. Ja. Sy wees mos nie ons weer nie. Hy het al 'n paar keer my planne heeltemal Omver. omgekrap. Ja. Ja, ek dink ons visie vir die toekoms en wel vir van nou af is om die kerk in die gemeenskap in te kry. Want Jesus sê kerk is kyk na die weduwees, kyk na die Weeskinders. die weeskinders en kyk vir die wat nie hulle self kan help nie. Ja. En die ding is ons as kerk globally sit soveel waarde aan al die goeders wat hy nie gesê het, want hy het nie gesê bring 'n boodskap en 'n uur worship en al hierdie goeders nie, alhoewel ons doen. En die een pastoor wat ons nogal na opkyk, hy het dit eintlik baie goed gestel. Hy het gesê wat se een sal die mense die meeste oor negatief of kla as hulle oor 'n kerk? Is dit as daar nie parkering is nie, goeie musiek of ligte of kinderbediening of koffie of wat? Ja. Of sal hulle meer kla as daai goeders nie daar is nie, of sal hulle kla as die weeskinders, die weduwees en die mense wat nie hulle self kan help nie? As daai ministerie weg is. Ja, soos gaan wat ons ene klaar. gaan die kerk meer omkrap. En dan vra ons wat Ja, en dan vra ons maar wat se ene Ja. sal Jesus meer omkrap? Ja, wat het hy gevra? Wat het hy gevra? En ek dink dis half die visie is regtig om terug te gaan na die eenvoudige toe, want selgroep is belangrik. En al hierdie kopinggoeders is belangrik, maar ons koop mense en mense doen niks nie. En ek het dit so baie gesien. So ek dink is om terug te gaan na die eenvoudige toe en te stiek by dit wat Jesus gesê het. Soos kom ons doen net dit, want as ons dit doen, dan is ons dan maak ons 'n verskil. Want dan gaan die mense na die George en Mosselbaai en daai areas is nou eenvoudig, want ons munisipaliteit werk baie goed. Ons het die pottels nie. Ons het nie pottels nie, maar vat Gauteng. Ek en my skoonpa het nou dag selfs hulle is in Randfontein en ek sê toe vir hom soos imagine die kerk besluit net ons gaan die potholes fix. Dis 'n ding wat mense duidelik kan sien soos wow, dis 'n groot gap wat iemand vinnig vul. Ja, verstaan? en dit gaan nie oor die logo of die naam van die Nee. kerk nie. Ja. Dit moet net gaan oor die kerk. Ja. Kom ons almal vat hande. Kom al die kerke vat hande saam en ons maak 'n verskil in die gemeenskap. Ja. Ons kyk na die weeskinders en na die weduwees. Ja. En dan om dit obviously te versprei van George af In die Garden Route. in die Garden Route en deur in die Kaap en dan kyk ons maar waartoe gaan Jesus van daar af. Dis die hart van die Here. Ja. Ek het julle gesê van die lig af dat in 2014 het die Here dieselfde ding vir my gesê. Selfde ding. En ek was baie suksesvol in wat ek gedoen het. Ek was baie betrokke, ek het gevoel ek is besig met die regte goed. Maar dit was nie wat Matteus 25 van praat nie, en ek het gesien ek is 'n bok. Ja. En dis 'n vars wind van God wat besig is om te waai nou en wat die aandag afhaal van die one man show en waar die lede van die liggaam opgereis is en magtig weer mag. Ek was 'n kind gewees man. Toe het ek 'n visie van die Here en die visie was dat God sy gees uitstort. Maar dit was nie op die kerke nie. Dit was op die mense. Sure.
en die mense was buite, hulle was oral oor en ek het dit glad nie verstaan nie, want op daai stadium het ons 'n visie gehad om 'n groot kerk te bou. Die visie was om die kerk groter en groter en groter te maak. En ons het gevoel dis 'n goddelike visie. En dit lyk op die oog af lyk dit goed. En ek glo kerke sal natuurlik groei. Daar sal 100%. Dus as ons sy werk doen, dan bou hy die kerk. Exactly, maar dis presies dit. Dis presies dit. Ja. En in daai visie het ek net ervaar dat die Here het 'n plan met elke persoon. En as die persoon dit besef, elke lid van die liggaam, jy weet Tannie Poppie, Oom Kosie, Jannie, Pietie, selfs die kindertjies, as hulle dit besef en hulle aktiveer in die krag van die Heilige Gees. Imagine al die ligte wat aangaan reg oor die wêreld. In elke besigheid, in elke op elke straathoek, almal geaktiveer. Imagine, dan raak die kerk effektief. 100%. Maar as ons hom in 'n gebou sit, onder een jy weet betrekkelike ekspressie, ek noem dit altyd 'n ekspressie van die koninkryk. Ekspressie van die koninkryk visie. En jy bottel hom daar en jy boks hom daar, al jou gifts, al jou resources, alles is daar. Dan beperk jy. En ek voel dit vir die vyand gedoen het. Ja, en ons definitief plek vir dit. Soos daar is plek vir mense om corporately by mekaar te kom, 100%. Want as dit nie doen nie, dan is daar ook nie accountable nie, want in my huis, byvoorbeeld, kom ons skep net 'n scenario, in my huis gather ek 10 mense, en niemand hou ons accountable nie, so ek is hier besig en ons vorm dan 'n cult, basically, want ons moet as 'n body by mekaar kom, so corporate kerk, 100% dit moet daar wees, dis kom ons kerk plant. Dit moet daar wees. Ja, so as ons kyk na Handelinge is dit duidelik. Hulle het in die huise gegather en dat hulle saamgekom in die tempel en saam geworship. So dis die prentjie, dit is die model. Maar die vraagie is net, is jy bereid om mense te disciple one-on-one in jou huis? En wat is die gesprekke wat om jou tafel aangaan? Wat is die gesprekke wat aangaan as jy iemand ontmoet? Begin jy net oor die weer gesels, omdat dit die maklikste gesprek is? Of die sport, wat ook al, of is jy bereid om oor Jesus te begin gesels? Is jy bereid om te vra, so wanneer laas het jy in sy oë gekyk? Soos, want dit maak ons ongemaklik, want dit is dis makliker om te praat oor wat in die wêreld aangaan. Maar kom ons wees soos bold genoeg om met mense te begin gesels oor Jesus, want dis kerk. Dit is amper soos 'n klein paradigm shift. Want jy het jou celebrations saam en jy weet die Here laat dit groei, maar almal is geaktiveer. Almal is aktief betrokke en almal dra aan die verantwoordelikheid dat die Here het jou in 'n area gesit waar mense in jou, wat ek noem circle of influence is. En jy is veronderstel om daai mense te bereik. Ek kan nie verwag jou pastoor of jou leiers of elke persoon. En al wat ons doen is ons koop mense. Deur disipelskap om te kan die volheid uitleef. Om dit te kan doen. En ek dink dis wat met my gebeur het. So ek was in graad 6 en ek was besig om hare te sny. En letterlik terwyl ek hare sny, en ek dink dis vir my, dis definitief waar my ministry begin het. Is ek besig om hare te sny en ek voel soos ek het altyd gewonder, of nie, ek het nie altyd gewonder, maar ek verstaan wat mense sê, soos hulle voel die Here sê. Want ek het dit gevoel binne my. Nee, vrou is besig om hare te sny en ek voel die Here sê, vra vir haar, ken sy my. En op baie stadium ek's klein, ek paniek so 'n bietjie en ek sê ek weet nie hoe gaan ek dit doen nie. Ek sê net tannie ken tannie vir God. Net so. En sy sny en sy hou so half op en dit was die awkwardste ding en sy sê ja, ek doen. Ek sê okay. Sy gaan aan en sy en sy gaan aan en ek sê is tannie lief vir hom? En sy stop so en sy sê ja. Ek sê okay. En weer so 'n paar minute daarna, hy is lief vir tannie ook, hoor. En in daai het die Here met my regte journey begin. Dis is waar dit begin het. En ek dink dis as ek 'n boodskap kan los vir mense vandag is jy is in bediening. As jy Jesus aanvaar het, want dis die ding, die Heilige Gees is eintlik die groot evangelis. Hy is ons partner net met hom. En as hy binne jou is, dan kan jy is 'n ministry. En ministry en koninkryk groei, soos wat ons altyd van praat, gebeur nie noodwendig net in die kerk nie. Dit is ek het dit self gesien. Ek het meer mense gereach toe ek in die corporate wêreld gewerk het, as wat ek mense gereach het in die gemeente. Dit was baie makliker, soos mense van die kerk toe kom nie van, of wat die kerk toe na die mense toe, verstaan? So, waar koninkryk nie regeer nie,
in jou lewe nie of in die mense wat jy area. ken, dis jou opportunity. Soos as dit nie lyk soos koninkryk nie, want Jesus sê vir ons, die disippels vra hom, leer ons hoe om te bid, en hy sê, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. En dit beteken, hoe dit werk in die hemel, laat dit op aarde is. So waar dit nie lyk soos die hemel nie, daar's opportunity vir jou. Ja. Jy is geroep, Ja. Jy is geroep om koninkryk aarde toe te bring. Wow. 'n stelsel van hoe goeders moet werk. Ja. Wel, kan jy glo, dis tyd vir die nuus. Dit was amazing, maar net Morney, dankie dat julle ingekom het en kom deel het met ons luisteraars en ons kykers. Dit was regtig, ek dink hier's baie wat hulle sê golden nuggets wat in hierdie program release is in die atmosfeer en ons glo dit gaan regtig mense se lewens aanraak. Ek weet of een van julle twee net vir ons wil afsluit. Ons het so 2 minute vir 'n gebed. Okay. Jesus, so dankie dat U by ons is. Here, en ek bid dat daar vandag 'n vars wind oor mense se harte sal kom waai. Soos wat ons lees in Handelinge, 'n refreshing wind, soos 'n koue briesie op 'n warm dag. Here, mense wat lanklaas asem gehaal het, wat voel hulle versmoor. Jesus, ek bid dat U Gees van God kom waai oor ons, dat ons weer sal kan asemhaal. Here, ek bid regtig dat hierdie wind wat waai, revival sal wees in ons harte. Dat ons na dieper plekke toe getrek sal word, waar ons kan praat, waar ons kan naby U kom, waar ons in U oë kan kyk. Dat ons sal weet, ons verhouding hang nie af van dit wat ons doen nie, maar dit hang alles af van dit wat U klaar gedoen het. En dit beteken U is altyd naby. So ons verhouding groei nie omdat ons meer Bybel lees of omdat ons meer bid nie. Dit groei omdat ons meer bewus raak van U teenwoordigheid by ons. So Jesus, ons vat nou net een oomblik en ons raak net bewus van U teenwoordigheid. Mag ons verlang na 'n plek waar ons naby U is, waar ons in die oë kyk. In Jesus naam. Amen. Amen.